Here, die Bybel lê by my oop, en ek dink ons kan verseker wees dat as ons die woord oopmaak, dan is U besig met ons te praat. En ek weet mos, hoe praat ons, hoe luister ons partykeer na U, ons gedagtes dwaal, ons dink aan ander goed. Heilige Gees, wil U nie op hierdie oomblik kom en elke gedagte net so vat, en dit rig op dit wat daar bo is. Op U wat heilig is vir ewig. U wat vir ons wil leer deur die Gees. Wat 'n amazing voorreg is dit, dat U gekom het en U vir ons die Gees gegee het om te sê, ek wil julle nog verder leer. Het is nie net gered en gelos nie. Het vir ons gehelp. U wil ons help om as U kinders te groei en nog meer te wees soos wat U wil hê ons moet wees. Here, help vir ons vanoggend om te konsentreer en te luister. Ek bid dit in die naam van bo alle name, Jesus ons Here. Amen. So kom ek lees julle daar by vers 11. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur die mens verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan daarin in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, en wat hom uit die dood het opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak, en deur dit aan die kruis te spyker het hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen, hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Dis al klaar te veel net vanoggend. So ek gaan dit net so pys deur dit. Het julle, soos ek nou gelees het, en die Afrikaans sê dit miskien nie so mooi nie, maar aan mekaar, as hy sê in verbondenheid met Christus, dan beteken dit in Christus. Elke keer as hy dit lees, hy sê saam met Christus, dan bedoel hy in Christus. En dis waaroor hy met ons wil gesels. So as jy dink aan al die godsdienste van die wêreld, wat is die verskil tussen die Christendom en die res van al die godsdienste? Die res van al die godsdienste moet mense probeer, deur menslike pogings, om een of ander manier die godheid of gelukkig te hou, of sy aandag te trek. As jy 'n moslim is, dan bid jy mos nou 5 keer 'n dag in die rigting van Mekka. As jy 'n Jood is, dan moet jy gereeld ook 3 keer 'n dag bid, en jy moet al die Joodse wette hou. As jy 'n Hindoe is, dan moet jy vir jou, onder andere, baie ander goeters, maar jy moet gereeld vir jou God kom offers bring, om gelukkig hou. As jy Boeddhis is, moet jy sekere mantras opsê. En as jy 'n nominale Christen is, dan behoort jy net in 'n kerk, en jy is okay. As jy 'n Christen gebore was, dan is jy okay. Terwyl al die ander godsdienste sê, jy moet iets probeer, is dwars deur die Bybel. Ek het weer net so deur die Bybel gedink toe ek voorberei het. Dwars deur die Bybel is die storie heeltemal anderster. Want dis God wat besluit om te skep. Dis God wat besluit om vir Noag te sê, bou 'n ark. Dis God wat sê vir Abraham roep en sê, ek wil hê jy met die gelowige se vader word. Dis God wat besluit om vir Moses te roep. Dis elke keer sy besluit. Dis God wat besluit om te sê, ek gaan my seun stuur, en ek gaan hom aan 'n kruis doodmaak, sodat as julle in hom glo, julle verlos sal word van sonde. Dis God wat sê, ek sal julle sondes verlos aan Jesus Christus. Dis God wat sê, die hele tyd, ek gaan jou verander, ek gaan jou nuut maak, jy hoef niks aan te bied nie, ek het klaar alles gedoen. Dis die groot verskil. En ons het laasweek, het ek dit gesê, somme probeer maak, so daar, soek 'n skuifie, daar's hy. Christus plus niks is genoeg. As jy dit verstaan, dan is dit, die vers wat daarmee saamgaan, het ons laasweek gelees, hy sê, in hom is die volle wese van God beliggaam. In die verbondenheid met hom, in Christus, deel julle in sy volheid. Dis 'n ongelooflike belangrike vers. Om te sê, alles in Christus is die volheid van God, en jy deel daarmee. Al die ander godsdienste sê, jy moet jou lewe probeer verbeter. Jy moet beter lewe. Die Hindoes of die Boeddhis sal sê, as jy nou goed lewe,
dan gaan jy, dalk as karma aan jou kant is, volgende keer as jy terugkom, die volgende ronde, as jy gereïnkarneer word, dan gaan jy dalk 'n beter persoon wees. Ongelukkig gaan jy nie weet nie. Jy gaan dit eers uitvind later. En al die ander godsdienste vra eintlik hierdie vraag. Hoe kan ek beter, of wel die Christendom vra nie hierdie vraag nie, hoe kan ek beter lewe nie? Die Christendom sê eintlik dit. En dis waaroor die hele ding van in Christus gaan, die volgende. Waar woon die volheid van God? En as jy daarin voltooi, word jy volkome daarin. Want dit is die ander godsdienststelsels, sê almal, jy moet iets doen om die afstand wat tussen jou en God is te oorbrug. Het sy met gehoorsaamheid, of as jy karma aan jou kant is, of dissipline. En die Christen godsdienst, wat nie Jesus volg in die manier wat hy wil gevolg word, met ander woorde net, jy is 'n Christen omdat jy so gebore is gevaarlik, want baie mense doen dit, doen 'n klomp goed in die naam van Christus, maar het glad nie 'n verhouding met hom nie. En dis waaroor die hele boek in die brief in Kolossense gaan, maar daar was 'n klomp ouens wat gekom het, wat gesê het, maar hoor jy, julle moet engele aanbid, en ons moet hierdie goeders nog doen, jy mag nie daai sekere kosse vat nie, jy moet sekere Sabbatdag, sekere feeste hou, jy mag sekere klere nie dra nie. En hulle het by Christus kom byvoeg. En eintlik wat 'n mens doen, is, as jy by Christus kom aanvul, as jy sê, ek moet iets doen, ek het nou ek glo klaar in Christus, maar ek voel ek moet nou nog iets doen om beter te lewe, en om hom te beïndruk, en hopelik sal hy my raak sien, dan maak jy hom nie voluit hoof nie. Want as jy sê, hy is volledig God, dan kan jy mens nou niks byvoeg nie. Hy is mens nou klaar. En dis wat hy vir ons wil leer. So laasweek het hy gesê, om dit te verstaan, as jy in Christus soos 'n wortel, soos die wortels van 'n boom, of soos 'n fundament van 'n huis waarop hy bou, dis wie hy is in Christus. Nou kom ons vat dit nou verder, en ons kyk wat sê hy hier. In Christus is die eerste ding wat gebeur, en jy moet nou sit en luister, en ek, is dit waar in my lewe? Is Christus, as Christus in my is die mag van die sonde, van die sondige natuur verbreek. Hy sê, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook besny, nie met die besnydenis wat deur die mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Nou, daar was nou hierdie groot stryery gewees in die kerk, oor die besnydenis. Ek gaan nou nie oor die besnydenis verskriklik praat nie, want die Jode het gesê, wel, ons is Joodse Christene nou, so ons glo in Jesus, maar so ons wil al die Joodse goeders nog steeds hou, en julle wat heidene is, wat nou nie Jode was nie, wat nie besny was nie, julle moet dit ook doen. Hulle het by Christus kom byvoeg. Vandag kan mense enigiets anders daarby sit, mense stry oor die doop, en hulle stry oor die wederkoms, en wat ook al gaan gebeur, maar hulle sit dit by Christus. As jy net nie dit glo nie, of as jy nie dit gedoen het nie, dan kan jy nie regtig 'n Christen wees nie. So hulle sit dit by. Maar Paulus sê, eintlik wat moet gebeur, en dis waaroor dit vandag gaan, jy moet eintlik besny word aan jou hart. Jou hart is dit wat moet verander. En wat hy wegvat, dat as jy in Christus is dit, die mag van die sondige natuur. Nou hoor dit. Dit behoort baie vreemd vir jou te wees, as jy na sonde hinker. As jy hier sit, en jy laat sonde toe in jou lewe, ek sê nie partykeer doen ons sonde, maar ek praat van hierdie sonde wat jy toelaat in jou lewe, en wat jy rationaliseer, en wegpraat. Dit behoort baie vreemd te wees vir jou. Dit behoort nie normaal vir jou te wees nie. Dit behoort jou geneigtheid moet wees, as die mag van die sondige natuur gebreek is, dan behoort jou geneigtheid te wees, om die mag van die Heilige Gees oor jou te laat wees. So dan gaan jy jou sondige natuur wil prys gee. Dan gaan jy sê, maar ek kan nie hierdie mag, hierdie mag van die sonde meer hanteer nie. Dis die eerste ding. So jou sonde, die mag daarvan is gebreek. Die tweede ding wat gebeur, is dat in Christus is jy saam met hom opgewek. Hy sê, dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek.
omdat julle geglo het in die krag van hom wat hom uit die dood het opgewek het. Julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hoor ons dan na vers 13. Kyk, daai eerste ding vers 13 sê, julle was dood. Nou, ons moet 'n bietjie oor die dood nou praat, en dit is nie lekker om oor die dood te praat nie. Wat is dit? Kom ons praat nou so, is 'n liggaam wat dood is, dan word 'n lijk, skadeloos. Nou is nou iemand wat dink 'n bietjie. Natuurlik is dit skadeloos, want dit kan mos nou nie meer reageer op pyn, of op een of ander impuls nie. Maar 'n lijk het nog 'n geweldige impak. Ekskuus nou vir die manier hoe ek dit moet sê. Want 'n liggaam wat net daar lê, wat dood is, verrot. Is besig om te vergaan. En dit gee 'n verskriklike reuk af. En as dit vir baie lank daar lê, dan verander die voorkoms daarvan, sodat mense nie daarna wil kyk nie. En dis eintlik die beeld wat hy wil hê ons moet kry. As jy in sonde is jy soos, en die lijk weet dit nie. Die lijk weet nie dat hy 'n reuk afgee, of hierdie sigbare verandering ondergaan nie. Hy weet dit nie. So as jy geestelik dood is, dan is dit wat eintlik gebeur om jou. Daar's 'n doodsreuk wat jy afgee, en eintlik is jou voorkoms so geestelik, dat dit mense afstoot, dat dit afstootlik raak. En daarom as mense in hierdie opsig is, as mense vasgevang is in die dood, dan verstaan hulle regtig nie die verlossing nie. Dis hoekom mense sukkel om Jesus te aanvaar. Dis hoekom mense sukkel om God se liefde te aanvaar. Dis is vir hulle onmoontlik om te reageer daar, want hulle is eintlik fisies dood. Nou ek weet nie of julle sal onthou nie, so 'n paar jaar terug het ek daaroor gepraat, in 'n ander konteks, en toe het ek gesê, mense wat geestelik dood is eintlik the Walking Dead. Julle sal nou weet van die Walking Dead. Dis mooi ons moet dit verstaan, dat elke mens met wie jy te doen het wat nie Christus het nie. Dit kan mense wees wat Christelik is, maar wat nie Christus aanvaar het nie, is dood, is geestelik dood. En hulle is nie net andersdenkendes nie. Hulle is nie net mense wat ons moet sê, hulle moet net 'n bietjie hulp kry nie, of terapie kry nie, of hulle moet hulle gedagtes, hulle moet net so 'n bietjie persoonlikheidsveranderinge ondergaan nie. As jy na sulke mense kyk, en ek weet nie of julle sulke mense ken nie, hallo, julle ken, is hulle dood. Hulle is dood. Hulle is sonder Christus. Hulle is soos 'n lijk. Nou sê Paulus, maar die lijk wat ons was, is saam met hom begrawe. Nou hier is beskiklik belangrik, want hoe wys jy nie, as jy 'n lijk is, meer dat jy vergaan nie, of dat daar 'n reuk afgegee word nie. Jy word begrawe, jy word aan die grond gesit, en dan is dit nie meer sigbaar nie. Dis wat hy hier sê, God het julle egter saam met hom lewend gemaak, hy het julle in die grond gesit, saam met hom begrawe, en daaruit het hy jou lewend gemaak. Hoe het hy dit gedoen? Hy sê, deur al julle sondes te vergewe. So die manier hoe God jou reggemaak het, en vir my reggemaak het, is deurdat hy al julle sondes en my sondes vergewe het. Dis die manier hoe jy uit die Walking Dead uitkom, as jy jou sondes vergewe. Dis die truitmaak van Christus, om sonde te vergewe. Dit is die manier hoe hy werk, nog dwars deur die Bybel, nog voor Christus af. Die hele Bybel is 'n God wat genadig is, wat vergewe, wat nie wil hê, jy moet meer in die mag wees van die bose trio, wat ek vir julle al gesê het nie. Die bose trio is die sondige natuur, die duiwel, en die sondige wêreld. Daarteenoor is die heilige drie-eenheid. Dis waar jy jou sondes vergifnis kry. So as jy sê, ek is nie meer geestelik dood nie, dan is daar mos nou vir jou en vir my, hoor wat sê Paulus, daar is geen veroordeling
vir die wat in Christus Jesus is nie. En hierdie is 'n verskriklike moeilike vers. Moeilike vers, die moeilike realiteit om te aanvaar. Want mense sukkel daarmee. Ek wil hê jy moet huis toe gaan vandag om te sê, ek is in Christus, en dis die derde ding wat met my gebeur. Ek het geen skuld meer nie. Ek is, ek staan op. Die sondige natuur is verbreek. Hy het, vers 14 sê dit, hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Sonde skuld, enige sonde, is persoonlik. Jy kan mos nie iemand anders as 'n sonde doen nie, jy kan ook nie iemand anders as 'n sonde vat nie. Sonde skuld wat jy maak, wat mense maak teenoor God, moet betaal word by God. Niemand anders kan dit betaal nie, behalwe nou Jesus. So die woord wat hy hier gebruik, om te sê die skuldbewys, is 'n woord wat sê kairo-grafon. Kairo is 'n hand, en grafon is skrif. So jy sê, dis iets wat jy skryf, met jou eie hand. So dis wat sonde is dat jy skryf met jou eie hand. Dis wat elke keer wanneer jy sonde doen, skryf jy met jou hand. Die skuldbrief word langer en langer en langer. Dit is 'n finansiële term gewees, waar jy dan, met ander woorde, as jy geld by my geleen het jy met jou handskrif dit geskryf. Het werk nog vandag net so. Jy stel 'n kontrak op, ek skuld jou geld. Wat maak ek om te erken dat ek geld skuld? Wat soek jy? My handtekening, dis wat dit is. So wanneer jy sonde in jou lewe aan mekaar toelaat, en sê ek is okay, ek gaan met hierdie sonde aan, dan gaan jy eintlik elke dag, elke keer wanneer jy sondig, dan onderteken jy dit met jou eie handskrif, en sê ek teken dit, dat ek okay is met hierdie skuld. En dis wat hy wil kom wegvat. En dis wat weggevat is. Ons het dit gesien toe ons Paasfees hier was. Ek het julle gesê van die titulus. Die titulus is iets wat bo aan die kruis vasgekap was. Julle onthou dit? En dit was daarop is gestaan die skuld van hierdie persoon. Die ding waarvoor hy aangekla is. Die ding waarvoor hy verhoor was. En onthou julle wat het op Jesus se titulus gestaan? Die koning van die Jode. Daar was geen skuld gewees nie. Maar as jy geestelik daarna sou kyk, dink vir 'n oombliekie geestelik daarna, want dis eintlik jou skuldbewys, want hy sê hier, ek het jou skuldbewys gevat, en ek het dit eintlik bokant my kop vasgekap, sodat as mense sou verbyloop, en hulle gekyk het na hierdie persoon se rap sheet, dan sal hulle jou skuld gesien het. Want dis eintlik waarvoor hy betaal het, dis wat daar staan. So Christus het eintlik besluit om jou sondes volledig op hom te neem. Hoor wat staan in 2 Korintiërs 5. Hy sê, Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel. En dan sê hy in Kolossense dit, hy sê, deur dit aan die kruis vas te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Nou daai woordjie wegneem, is 'n woord wat eintlik beteken uitvee, sodat jy dit nooit weer kan sien nie. Hoe dit gewerk het in daai tyd, die ouens het op papierus geskryf, op perkamente geskryf, met ink wat lank gevat het om droog te word, want hy moes diep intrek. So jy kan nog na 2 dae gekom het met 'n nat lappie, en dan jy alles wat jy geskryf het, uitgevee. So as jou vrou vir jou 'n briefie geskryf het, en sy was baie kwaai, dan vee dit net uit. Sê, nee, ek weet nie daarvan, dis weg. Dis weggevee. Dis wat daai tyd gewerk het. Met ander woorde, as daar iets op die perkament geskryf was, en jy het met die lappie dit uitgevee, dan was die perkament ongebruik. Hy is nog nooit gebruik nie. Daar's geen merk op nie, want hy is skoon. Daar's niks sigbaar nie. Dis eintlik wat hy vir ons wil sê, is dat, en ek het hierdie beeld net weer gekry hierdie week, is dat almal se sondes is op 'n papier geskryf of op iets geskryf in die hemel, en die ink sal nie droog wees vir die dag van jou dood nie.
of tot die dag van die wederkoms nie. Want Jesus, as jy jou sondes bely, vergewe jou. Hy vee dit uit. Dis die wonder van Christus, dat hy dit wegneem. So as jy, daar's 'n diep teologiese waarheid wat ons moet verstaan. Hier, want in die mate, of ek dit so stel, God is heilig. En hy's regverdig. En hy's 'n geregtige God. Hy's iemand wat sonde moet straf. Hy moet ongehoorsaamheid straf, en dit is wie hy is. Aan die ander kant is hy 'n liefdevolle God, wat genadig is. So, ek wil nie sê dis 'n dilemma nie, want God het nooit 'n dilemma nie, maar hier sit hy is 'n genade, hy's 'n God wat sê sonde moet gestraf word, maar ek is 'n liefdevolle God, en hoe kry hy dit reg aan die kruis? Anderwoorde om te sê, ek moet sonde straf. Ek sal dit self vat, want ek is 'n liefdevolle, genadige God. So dink net vir 'n oombliekie, en ek wil nie daarop hamer nie, maar goed wat jy in die verlede gedoen het wat verkeerd was. Gedagtes dalk, 'n daad wat jy gedoen het, 'n verhouding wat jy verbreek het, of wat jy seer gemaak het, of mislukkings wat jy beleef het in jou geestelike lewe. Dink aan al daai goed. Dis weg. Dis uitgevee, ek het daai prentjie daarop gesit. Waar is hy? Sy dit onthou. Dis word betaal volledig. Ek hamer op dit, want ek werk met baie van julle. En er is baie mense wat hier sit, wat dit nie kan aanvaar nie. Hulle sukkel daarmee. Hulle sukkel met die goed wat hulle in die verlede gedoen het. Hulle bly skuldig voel oor goed wat hulle doen, of wat hulle elke dag doen. Daar's mense wat emosioneel sukkel om te sê, maar my skuld is betaal. Hoor dit vanoggend, in Christus is jou skuld betaal. Dis uitgevee. In die Tweede Wêreldoorlog was daar 'n ou met die naam van Hitosha Imamura. Waar is sy foto? Daar is hy, hou hom net eers daar. So hy is aangekla in die Tweede Wêreldoorlog, hy is van Japan af, hy het verskriklike oorlogsmisdade gepleeg. En na die oorlog is hy gearresteer en is hy verhoor, en by sy verhoor het hy skuldig gepleit, en het hulle hom 10 jaar tronkstraf gegee vir sy misdade, waarop hy geappeleer het, en gesê het, die vonnis is te min. Want die goed wat ek gedoen het, was horrendus. 10 jaar is heeltemal te min. En toe appeleer hy het sy appel verloor, en na 8 jaar het hulle hom vrygelaat. En hy was woedend. En dit is wat hy gaan doen het. Volgende prentjie. Hy het in sy jaard, in sy erf, vir hom 'n tronk gaan bou. En vir die volgende 14 jaar tot sy dood, het hy in daai sel gebly, in sy eie erf. Want hy het gesê, my straf, my sonde was te groot. Ek moet gestraf word daarvoor. Moenie soos hy wees nie. Moenie soos hy wees nie. Hoor wat sê hy het, hy die skuldbewys, vers 14 sê, hy die skuldbewys teen jou tot niet gemaak. Dit het aan die kruis vasgespijker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het nie gekom en jou skuldbewys kom toeplak nie, of soos hierdie dingetjie kom toestypel nie, en gesê, okay, ons sal dit later weer oopmaak en daarna kyk nie. Jy's vry, elke skuld wat elke sonde wat jy gedoen het, wat jy voor God bely het, is vergewe. Moenie met hierdie stink sit, soos hierdie ou, vir die res van jou lewe nie. Want jy's in Christus, is die skuld betaal. Dit is te groot beteken vir ons om te glo. Die derde, vierde ding wat gebeur, in Christus, het jy oorwinning. Hy sê, hy het elke mag en gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Jesus mee te voer. Nou, ek het hierdie al baie mooi vir julle verduidelik, in 'n paar jaar terug, maar wat eintlik, hou net so oomblikkie dit op, wat die beeld wat hulle gehoor het, sou hulle verstaan het, as Paulus hierdie gesê het. Want wanneer daar 'n oorlog was, en die koning het oorwin, dan het hy met sy wit perd deur die dorp gery, met 'n parade, en dat hy al die kruisgevangenes so agter hom aan kettinge laat loop, en dan het hulle mos nou gestaan, hy hulle so geparadeer, en is hulle, want mense kan nie daai tyd getalle mooi gesê het. As hy gesê ek het 10,000 mense doodgemaak het, maak dit nie saak of dit nou 9,000 is nie,
Maar as hy hulle kom vertoon het, dan weet hy, my koning het 'n groot oorwinning behaal, want hier vertoon hy in die openbaar al die mense wat hy gewen het. En dan vat hy hulle na die plek buite die dorp toe, en dan maak hy hulle dood, of maak hy met hulle slawe, hy verkoop hulle wat ook al. Maar hy moet hulle kom eers wys. Nou dis die prentjie wat Jesus wil kom hê vir jou en vir my. Hy sê, hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Jesus mee te voer. Kry die prentjie. Jesus het klaar oorwin, die duiwel is in kettinge, maar hy is nog in die beweeg. Want hy is nog in die triomftog besig na die wederkomste te gaan. So wat gaan gebeur as jy hier sou staan en die triomftog is hier besig om voor jou verby te gaan? Wat kan die vyand nog aan jou doen? Hy kan jou spoeg. Hy kan vir jou gesig trek. Maar as jy daar sou gaan waar die triomftog besig is, waar die vyand reeds in kettinge is, kan hy jou nog steeds seermaak. Want jy het in sy terrein in beweeg. En dis waar die gevaar is, waar die terrein is van die mag van die sonde en die mag van die bose, is wanneer ek daar beweeg, wanneer ek in dit in beweeg, gaan ek nog steeds vasgevang word, vasgenaal word, en vasgeketting word deur die bose. Bly weg van waar die bose is. Bly weg van, dit is wat ons vir Jesus sê, Here, lei my nie in die versoeking nie, help my om nie op daai pad te gaan nie. Want die oorwinning is klaar behaal. In Christus kan elkeen van julle uitstap en sê, die duiwel het geen mag oor my meer nie. En as hy 'n mag oor jou het op die oomblik, dan breek jy dit in die naam van Jesus, deur uit te beweeg, uit die terrein uit, waar hy besig is om te beweeg. Vier jou oorwinning in hom. Dis wat hy vir ons wil kom sê. So die goue reël is, hoe verder jy van die duiwel af is, hoe nader is jy aan God. Hoe verder jy van God is op hierdie oomblik, dis net 'n feit. Hoe nader is jy aan die duiwel. Want daar's die twee magte. Jy beweeg tussen dit. Jy besluit, ek wil fokus op die kruis, ek wil in die rigting van die kruis leef, dis waar my geestelike groei plaasvind. Of een of ander manier besluit jy, ek gaan toegee aan die mag van die sonde, en dan begin ek wegbeweeg van die kruis, en dan begin ek in die rigting weeg van waar die bose is. Dis wat God ons wil help. Daarom sê ek, wil jy moet geestelik groei in die rigting van die kruis. So wat hoor ek vandag? Wat vat jy huis toe? As jy nou geslaap het tot nou toe, dan kan jy nou oplet. Almal wag vir hierdie oomblik en sê, okay, nou weet ek presies. In Christus, op grond van die feit, nee, hou eers terug. In Christus, op grond van die feit, dat jy 'n kind van God is jy wat dood was vir God, geestelik lewend gemaak. Vat dit. Ek was dood vir God, maar nou lewe ek. Ek was dood in ongehoorsaamheid, maar die oomblik as ek Jesus aanvaar het, dan lewe ek. Die tweede ding wat gebeur is, hy laat my opstaan uit die dood, ek saam met hom, ek leef saam met hom vir ewig. Die derde ding wat jy moet onthou, my skuldbewys is vasgespijker, dis uitgevee, it is paid in full. Sê jy die derde ding. Die vierde ding is, die duiwel het nie meer vrye toegang tot jou nie. Vat dit. Die duiwel het glad nie meer vrye toegang tot jou nie. Jy het die toegang. Jy gee hom die toegang. Jy beweeg in die rigting van waar hy is. Of jy kan kies. Ek wil nie daar wees nie. Hy het nie vrye toegang. Die duiwel het glad nie vrye toegang tot 'n kind van God nie. God het vrye toegang. Jy het vrye toegang tot God. Maar hy het nie vrye toegang tot jou nie. En die vierde ding is, die volgende ding is, al die magte is ontwapen. Jesus is besig op pad na die einde, waar hy uiteindelik sy triomf sal vier. So as ons dink in hierdie wêreld, en dit wat ek in die begin gesê het, die hele wêreldsisteem is eintlik teen God, die God van die Bybel. Want God sê, jy hoef niks te doen om te verdien dit wat ek kom doen het nie. Want in hom, in Christus, is die volheid van God. En as jy dit glo, dan is die volheid van God in jou. Ons sondige natuur is sterk, maar die mag is verbreek.
Ons hoef nie toe te gee in die mag nie. En daarom het ek daai prentjie daar opgesit. Ek wil hê jy moet elke streepietjie wat daar is, as jy nou Engels wil lees, Engels, Afrikaans, sit jou naam daarin. En as jy daai prentjie kan onthou, dan gaan jy hierdie vir altyd verstaan. God het, sit jou naam daarin, saam met Christus lewend gemaak. Deurdat hy al sondes vergewe het. Dan sit jy daarin. Hy het skuld bewys met sy eise teen my of Piet tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis vas te spyker, het hy jou naam, my naam Piet se sondes vergoed weggeneem. Glo dit. Dis wie jy in Christus is. Moenie toelaat dat jy soos die Toshie raak en met daai skuld vir ewig loop nie. Jy is vry. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons niks hoef te doen of moes gedoen het om nie te beweeg om aan die kruis te kom sterf, Jesus. Daai besluit het U geneem op grond van ons onvermoë om uit die geestelike dood uit te kon opstaan. Dit is vir ons onmoontlik gewees, maar U het dit vir ons kom moontlik maak deur Jesus. En U sê, in Christus is die volheid van God. Ons kan niks byvoeg nie. Ons hoef niks by te voeg nie. Maar Vader, help vir ons om hier te sit en ek weet te staan, hulle wat daar luister. Om te aanvaar dat ons saam met Christus lewend gemaak is. Dat ons in Christus al ons sondes vergewe is. Dat in Christus ons geen skuld het nie, ons skuld is betaal. En dat ons in U Christus oorwinning het. Maar Vader, ek kom bid vir myself, en ek kom bid vir ons, elkeen van ons wat met een of ander stryd sukkel. Want Vader, ons moet erken, hierdie stryd in ons is die hele tyd daar. Wanneer ons stry teen die mag van die Heilige Gees, en ons wil toegee aan die mag van die bose, en die mag van ons sondige natuur. Help vir my en my stryd, en help vir ons met ons stryd, dat ons al hoe meer sien, al hoe meer wil hunker, al hoe meer begeer, om binne in ons kunskap op te tree. En Vader, miskien sukkel jy iemand met 'n sonde wat hom of haar vashou. Mag jy hulle vandag uit die toue, uit die kettinge van die bose kom uithaal. En dat hulle op die kant kom staan waar hulle veilig by U is. En help vir hulle om te groei in hulle geloof. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.